Goeiedag studente en baie welkom by week 6. Ons gaan dan hierdie week bietjie gesels oor datahantering en wanneer ons datahantering hoor, dan dink ons dadelik aan grafieke, maar julle sal dan ook sien dat by die grondslagfase bestaan datahantering uit veel meer as net grafieke. Gaan lees dan ook in jou handboek by hoofstuk 8. Dit is op bladsy 309 tot bladsy 334. Ons uitkoms vir hierdie week is dan ook oor datahantering en ons moet die wiskundige konsepte en ook die vaardighede wat graad 1 tot 3 leerders moet bemeester rondom datahantering dan kan verduidelik en beskryf. Nou, datahantering gaan oor inligting wat versamel word, wat georganiseer word, wat geïnterpreteer word, waar vrae dan beantwoord word en dan maak hulle sodoende sin-uit-situasies en kan hulle dan ook voorspellings maak vir die toekoms. Ons kyk dan spesifiek na die grondslagfase leerder en die vaardighede wat rondom die insameling van data, die interpretering daarvan en dan ook die moontlikheid om voorspellings te maak gaan. Datahantering is dan die laaste inhoudsarea waarna ons dan kyk in die KABV en in die KABV word dit ook mooi vir ons uiteengesit, die inhoud en die vaardighede wat hulle dan per graad moet leer en dit wys ook vir ons hoe maats dan sistematies aan basiese datahanteringsvaardighede blootgestel moet word en ook hoe hulle dit moet aanleer. Voordat ons na datahantering gaan kyk, is daar eers 'n paar ander aspekte waarna ons moet kyk. En een daarvan is die oorsprong van die woord wiskunde. Die woord wiskunde kom dan uit Grieks uit en dit hou verband met die begrip logos. Logos klink dan vir ons soos logies en dit beteken dan ook rede, logika of orde. So om logies te dink, te redeneer en so sin te maak van dinge. Om wiskunde effektief te kan doen, moet 'n mens logies kan redeneer en ook probleme kan oplos. Logiese redenasie help ons om oplossings te vind en om ook ons kennis in verskillende situasies te kan toepas. Waarom sal ons dan eers kyk na logiese redenering? Nou, logiese redenering en klassifikasie kom voor die proses van datahantering. Dit beteken dat leerders moet eers leer om te groepeer en om te klassifiseer voordat hulle data gaan kan orden of interpreteer. Julle sal ook sien in die KABV word daar eers gesê hulle moet klassifiseer en groepe kan maak voordat ons dan die ander stappe van datahantering verwag. Wanneer hulle logies kan redeneer, dan raak dit ook makliker om data te verstaan, om dit te vergelyk en ook om dit te gebruik. Daarom is groeperingsvaardighede en logiese denke die eerste stap voordat ons kom by werklike datahantering. Ons weet dan nou dat maats moet kan sorteer en kategoriseer en groepeer en dit vorm die basis vir latere datahantering. Maar wat presies beteken klassifikasie en hoe moet hulle dit doen? Nou die definisie van klassifikasie word gegee as om soortgelyke voorwerpe in logiese groepe te plaas. So dit behels die groepering of die sortering volgens spesifieke eienskappe. Met ander woorde, die maats kyk na 'n groep voorwerpe of na 'n voorwerp en hulle sien 'n sekere eienskap raak.
En op grond van daardie eienskap gaan hulle dan nou besluit in watter groep om hierdie voorwerp te sit. Daar's verskillende maniere hoe hulle klassifikasie kan doen. Die eerste een is dan volgens assosiasie. So wanneer jy byvoorbeeld 'n potlood sien en dit laat dink jou aan 'n uitveer, want jy gebruik albei saam as jy skryf. So jy assosieer dit met skryf. Al is dit nie dieselfde voorwerpe nie, hoort hulle dan nou by mekaar. En dit is hoe assosiasie werk, is om sekere dinge dan nou saam in 'n groep te sit, omdat jy dit assosieer met iets. Dan is daar ook kategorieë. Dit is byvoorbeeld wanneer ons leer oor diere en hulle besluit om diere te plaas in kategorieë van troeteldiere en wilde diere en plaasdiere. Of jy kan dit doen volgens sekere kenmerke van 'n objek of 'n groep mense. So ons besluit in die klas gaan ons kyk na haarkleur en ons gaan groepe maak volgens verskillende haarkleure. Of ons gaan kyk na wie dra vandag 'n trui en wie het nie vandag 'n trui aangetrek nie. Dit kan ook geklassifiseer word volgens die funksie wat 'n objek verrig of die funksie wat die groep verrig. As ons byvoorbeeld dink aan kombuisvoorwerpe, dan sal ons groepe kan maak van dit wat sny, dit wat ons gebruik om te roer en dit wat ons gebruik om kos in te bære. Of jy kan klassifiseer volgens getalle, vorms en tekstuur. Getalle sal byvoorbeeld wees as ons vir hulle prentjies gee waarop daar items is, soos daar is 2 skoenlappers en 3 skoenlappers en 4 skoenlappers op van die prentjies en hulle besluit om dit dan te sorteer volgens hoeveel daar op elke prentjie is. Of vorms, dit is wanneer hulle al die sirkels bymekaar sit en al die vierkante bymekaar sit en al die driehoeke bymekaar sit. Tekstuur is wanneer jy voel aan die voorwerp. So hulle kan dit sorteer volgens dit wat glad voel en dit wat dalk grower voel. Daar's eintlik so baie maniere en 'n verskeidenheid van maniere waarop geklassifiseer kan word, solank dit net logies is. Kinders kan byvoorbeeld ook kyk na speelgoed en besluit maar hulle gaan dit wat rol bymekaar sit of dit wat 'n geluid maak bymekaar sit of hulle gaan sorteer volgens hulle gunsteling kleur. Daarom is dit altyd belangrik dat wanneer jy klassifisering en sortering doen, dat jy vir die maats vra maar verduidelik vir my, hoekom het jy hierdie groepies gemaak? Klassifikasie moet dan ook gedoen word op verskillende vlakke, daardie begripsvlakke waar ons beweeg van konkreet na abstrakt. Hulle gaan eers sorteer en klassifiseer deur konkrete werk. Daar moet fisiese voorwerpe wees wat hulle aan kan vat en wat hulle in groepe kan sit. Byvoorbeeld plastiek diertjies of as daar 3D voorwerpe is of jy pak vir hulle boeke uit wat hulle moet sorteer. Enige materiale waaraan hulle dan kan voel en vat. Hulle kan volgens tekstuur sorteer of volgens vorm groepeer of volgens verskillende groottes wanneer hulle dit dan konkreet doen. Ons moet dan seker maak dat daar geskikte materiale is, sodat klassifikasie gedoen kan word, soos byvoorbeeld wanneer speelgoed uitgepak word. Kyk dat daar plaasdiere is en seediere is en wilde diere is, sodat hulle dit in groepe kan plaas. Of wanneer ons kyk na verskillende tipes blare of ander elemente uit die natuur, soos klippies wat grof voel en klippies wat glad voel. Enige iets wat hulle dan kan sorteer waarin hulle kan vat. Maar jy as onderwyser moet kyk na die materiale en ook seker maak dat dit moontlik is om klassifikasie te doen.
En dan kan ons ook klassifikasie van data op 'n meer abstrakte vlak doen. Dit sal byvoorbeeld wees wanneer ons kaartjies uitpak met getalle op en ons vra vir hulle, maar sorteer hierdie vir my volgens ewe en onewe getalle. Die vorming van logiese groepe en logiese denkvaardighede moet eers onderrig word op 'n konkrete en 'n informele vlak voordat ons beweeg na die volgende vlakke. Ons wil eers hê hulle moet dit konkreet bemeester om dinge te kan organiseer. En dit is jou as onderwyser se verantwoordelikheid om geleenthede te beplan waar die leerders dan sortering en klassifisering kan doen, maar ook om op die uitkyk te wees vir geleenthede waar dit op 'n spontane wyse gedoen kan word. Byvoorbeeld as jy vir hulle vra om hulle skryfbehoeftes te sorteer, of wanneer jy 'n werkkaarte gedoen het en jy vra vir die maats, maar maak vir my 'n hoopie met taalwerkkaarte en 'n hoopie met wiskunde werkkaarte en 'n hoopie met lewensvaardigheid werkkaarte. Of jy vra vir hulle om die boeke in die boekrak volgens grootte te sorteer. Dit word dan eers indirek onderrig voordat ons dit direk onderrig. En jy kan ook leerders help om logies te dink en te groepeer deur vir hulle vrae te vra. Partykeer kan hulle die groepies maak, maar dit is vir hulle moeilik om te verduidelik hoekom hulle die groepies gemaak het. En dan kan vrae hulle ook help om hierdie verduideliking te gee. Wanneer maats begin sorteer en klassifiseer, dan gaan hulle eers net een eienskap of kenmerk gebruik. En jy as onderwyser kan dan, wanneer hulle dit bemeester het om te sorteer volgens een eienskap, kan jy vir hulle wys dat hulle eintlik meer groepe kan vorm en dat hulle meer as een eienskap of kenmerk kan gebruik. Byvoorbeeld as ons nou die maats in groepies geplaas het volgens oogkleur en daar's blou oë en groen oë en bruin oë. En nou gaan ons ook haarkleur bysit. Ons gaan kyk die maats wat almal blou oë het en blonde hare en die maats wat almal blou oë het en donker hare. So jy wys dan vir hulle dat daar meer as een manier is om te groepeer. Hulle kan ook byvoorbeeld volgens vorm en kleur. Hulle pak dalk eers al die rooi vorms bymekaar en al die blou vorms bymekaar. Maar nou kan hulle verder gaan en jy kan vir hulle sê, maar wat van jy sit al die rooi sirkels bymekaar en al die rooi vierkante en al die blou sirkels en jy maak dan meer groepies. So sodra hulle verstaan dat jy een maatstaf kan gebruik, dan kan jy ook vir hulle nog meer kriteria bysit. En wanneer maats oor die algemeen verstaan dat groepies gevorm kan word en dat dit logies gegroepeer moet word, dan kan ons ook begin met daardie meer formele onderrig van klassifikasie. Die vorming van logiese groepe en dan ook die vorming van hulle denke moet nie eintlik gesien word as iets wat net in isolasie gebeur, so dis net deel van 'n wiskunde les nie. Dis eintlik 'n vaardigheid wat ons reg deur die dag kan oefen. Daar's baie geleentheid daarvoor. Byvoorbeeld wegpak-aktiwiteite. Dis 'n goeie geleentheid vir klassifikasie. Wanneer jy vir hulle sê, goed, maar ons gaan nou wegpak en jou inkleurpotlode moet jy in jou pennesakkie sit en jou pastelkruite moet in die boksie kom. Of wanneer daar boeke is en jy sê vir hulle, maar sorteer die boeke vir my in die boekrak. Of wanneer ons maats groepeer tydens kunsaktiwiteite en ons sê maar, almal wat vandag op 'n geel karton wil werk, staan vir my hier. Almal wat 'n rooi karton wil
hê, staan vir my in hierdie groepie en almal wat 'n oranje karton wil hê, staan vir my in hierdie groepie. Dan kan hulle ook sien, goed, maar nou is daar 3 verskillende groepies en juffrou kan hierdie kleure uitdeel want ons is nou klaar gegroepeer en sy weet watter kleur karton ek wil hê. So dit moenie iets wees wat ons net sien as iets wat apart moet gebeur of formeel onderrig moet word nie. Ons moet ook die aktiwiteite en dit wat gedurende die dag gebeur, gebruik om vir hulle daardie sorteer en groepeer aktiwiteite aan te leer en dan ook logiese denke te vorm. Wanneer maats dan goed kan klassifiseer, is daar 2 dinge wat hulle eintlik nodig het. Hulle om goed te kan klassifiseer, het hulle dan woordeskat en reëls vir groepering nodig. Ek het net nou ook vir julle gesê dat partykeer kan die maats die groepe maak, maar hulle kan nie verduidelik waarom hulle die groepe gemaak het nie. Maar hulle het woorde nodig oor vorm en kleur en grootte en tekstuur of oor die soort en die funksie. Die groep, pas dit by mekaar? Hoekom verskil dit? Hoekom is dit dieselfde kenmerk? Hulle moet al hierdie kan verduidelik en daarvoor het hulle woordeskat nodig. Dan vir die reëls van groepering beteken dit dat hulle moet leer hoe om 'n groep logies te vorm. Een groep moet dus 'n duidelike eienskap hê wat alles in daardie groep gemeen het. So die voorwerp mag nie in daardie groep geplaas word as dit nie voldoen aan daardie groep se reëls nie. En groepe moet dan ook konsekwent wees. Partykeer begin hulle sorteer volgens vorm en dan gaan hulle oor in sorteer volgens kleur en dan is alles eintlik te mekaar en daar is nie eintlik logiese groepe nie. Soos ek vir julle dan ook gesê het, hulle gaan eers begin sorteer volgens een eienskap, totdat hulle dan gereed is vir die volgende vlak van klassifikasie. En wanneer hulle dan gereed is daarvoor, dan sal hulle meer as een eienskap kan gebruik om te sorteer, byvoorbeeld vorm en grootte. Ons het dan gesê dat klassifisering en sortering is 'n voorvereiste vir datahantering. So eers wanneer hulle al daardie vaardighede bereik het, kan ons dan nou kyk na datahantering. En julle sal ook sien dat daar is verskillende stappe of 'n proses by datahantering wat ons dan eintlik die datahantering-siklus kan noem. Wanneer ons begin met datahantering, dan stel ons eers 'n probleem. Die probleem moet in konteks wees. So dit moet deel wees van hulle leefwêreld. Byvoorbeeld, ons kan vir hulle sê, maar ons wil graag weet met watter speelgoed wil hulle tydens pouse speel. So ons gaan nou nie vir hulle ook sê nie, maar die onderwysers het byvoorbeeld besluit, ons gaan nou werk aan groot motoriese vaardighede en nou moet ons uitvind, maar waarmee wil hulle graag speelpouses? Of daar is 'n ander probleem wat jy kan stel soos, ons wil graag weet, watter vervoermiddel word die meeste gebruik? Ons is dalk nou besig met die tema van vervoer. En nou wil ons uitvind, maar wat gebruik die maats om skool toe te kom? Dis ook deel van hulle lewe. Dis ook belangrik dat jy nie te mekaar raak met hierdie stappe wat gedoen word nie. En daarom gaan ons nou spesifiek kyk na die datahantering-siklus en 'n voorbeeld by elke stap. By datahantering het ons dan nou gesê, eerstens stel ons 'n probleem. So die probleem is dan nou reeds gestel wat jy moet oplos en dan word die datahantering-siklus gebruik. By stap 1 samel ons dan die inligting in. Dan organiseer ons die inligting by stap 2. By die derde stap gaan ons hierdie inligting uitbeeld. En daarna analiseer ons die inligting by die 4de stap. En by die laaste stap, die 5de stap,
gaan ons dan hierdie inligting interpreteer. By stap 1 moet ons dan nou die inligting insamel, maar eers het ons 'n probleem nodig. Kom ons gebruik die probleem van watter speelgoed moet aangekoop word, sodat die maats pouse daarmee kan speel. Ons kan nou net een apparaat eers aankoop en ons wil nou weet, maar waarmee sal hierdie maatjies graag pouse wil speel? Waarvan sal hulle die meeste hou? Sal hulle graag balle wil hê? Sal hulle graag hoepels wil hê of springtoue? So nou gaan ons die inligting insamel, want ons moet nou hierdie vraag beantwoord. So, wanneer die maats in graad 1 is, dan kan jy byvoorbeeld van die papiertjies uitdeel en nou kan hulle teken, maar waarmee sal hulle graag wil speel? Wat is hulle gunsteling? Die balle, die hoepels of dan nou die springtoue? En dan teken hulle vir jou 'n prentjie op die papiertjie. Of in die ouer grade kan hulle dan vir jou skryf, die woord skryf op die papiertjie. En dan samel ons so al die inligting in en die maatjies bring dan nou vir jou die papiertjie waarop hulle dan geskryf het wat hulle graag wil hê. Wat is hulle gunsteling? Ons het dan nou die inligting ingesamel en nou by stap 2 moet ons die inligting organiseer. Al daardie papiertjies is nou nog deur mekaar en nou moet ons dit in groepe sorteer. In jou handboek kan jy dan ook mooi gaan lees wat hulle verduidelik hoe jy die klassifisering geleidelik moeiliker kan maak, waar jy van slegs een eienskap gaan na 'n vlak waar daar meer eienskappe is. So in jou handboek kan jy dan lees oor hiërargiese klassifisering, meervoudige klassifisering en klasinsluiting. Daar is dus verskillende maniere hoe mens die inligting kan organiseer. Vir hierdie voorbeeld gaan ons dan nou net die 3 groepe maak. Ons kan dit dan in 3 rye pak of in 3 groepe pak, waar ons dan die een ry het waar al die prentjies wat balle op het is, en dan die volgende ry waar al die prentjies is wat hoepels op het, en dan maak ons ook 'n ry waar al die prentjies is wat springtoue op het. Onthou ook om vir die maats te verduidelik dat hulle net een mag kies, want ons wil nou hierdie groepe maak en dit dan by mekaar sit. Nou kan 'n mens vir die maats verduidelik, dis moeilik om vrae te antwoord, want al die papiertjies is nou gesorteer en in groepe, maar dis nog steeds nie maklik om net daarna te kyk en vrae te beantwoord nie. So nou wil ons die inligting op 'n manier uitbeeld, dat ons vrae daaroor kan antwoord en dat ons 'n antwoord kan kry. En dan maak ons 'n grafiek. Jy kan, dit hang af van watter graad die maats is, watter tipe grafiek jy sal gebruik, want jy kan dit konkreet uitbeeld waar hulle dan die voorwerpe uitpak, 'n prentegrafiek maak, 'n simboliese grafiek, 'n staafgrafiek, daar's 'n bondelgrafiek, 'n lyngrafiek of 'n sirkelgrafiek. Maar op 'n manier gaan ons nou hierdie inligting wat georganiseer is, uitbeeld, sodat ons vrae daaroor kan antwoord. Vir hierdie voorbeeld het ons dan nou 'n prentegrafiek gekies en julle sal sien dat al die prentjies is nou in 'n grafiek geplaas sodat ons makliker die analisering kan doen en die vrae kan antwoord. Ons het dan nou die inligting ingesamel, ons het dit georganiseer en ons het dit dan nou uitgebeeld. So nou kan ons dit analiseer en dit is waar ons dit gaan bespreek. Nou gaan ons vrae vra sodat ons kan uitvind, maar watter buitespeelgoed of nie KABV, maar dis as jy formeel onderrig praat hulle van apparaat, hou die maats die meeste van. So kom ons gebruik buitespeelgoed. Watter buitespeelgoed hou die maats die minste van? Hoeveel van die maats het byvoorbeeld van springtoue gehou? Hoeveel van die maats sal daarvan hou as ons eers balle aankoop? En hoeveel van die maats sal verkies dat ons eers hoepels aankoop?
En dan kan jy ook differensieer en die vraag moeiliker maak. Hoeveel van die maats sê springtoue en hoepels? En hoeveel van die maats sê balle en springtoue? Of hoeveel meer maats het gesê springtoue as hoepels? En so analiseer ons dan die inligting deur vrae te vra. By stap 5, wat dan nou die laaste stap is, gaan ons nou die inligting interpreteer. Hier gaan ons 'n besluit neem en ons gaan die vraag beantwoord wat dan nou ons probleem was. So wat is die gunsteling speelding vir pouse? Watter buitespeelding moet ons eerste aankoop? En dit was dan springtoue. En dan besluit ons, goed, heel eerste gaan ons springtoue aankoop. Want dit antwoord dan ons probleem van waarvan sal die meeste maats hou. Wanneer ons datahantering doen, is daar net 'n paar belangrike beginsels wat jy in gedagte moet hou. Begin altyd met 'n probleem. Stel die probleem en maak seker dat die probleem in konteks is, dat dit deel is van hulle alledaagse lewe. Die leerders moet self die data insamel, nie die onderwyser nie. Moenie net daar voor staan en 'n klomp prentjies op die bord plak en 'n klomp vrae vir hulle vra en dan is die datahantering les verby nie. Die leerders moet betrokke wees. Hulle moet saam die data insamel en hulle moet self die data organiseer. Vra vir hulle. Beplan, watter groepe gaan ons maak? Hoekom gaan ons hierdie groepe maak? Dis ook lekker om datahantering te doen as groepwerk, maar dan is daar ook 'n paar aspekte wat jy in gedagte moet hou. Veral as jy die werkkaart byvoorbeeld vir assessering wil gebruik, want die werkkaart is nie die eindproduk. Dan moet jy seker maak dat elke leerder kan bydra by elke stap in die datahantering siklus en dat hulle saam deur daardie stappe werk en dan 'n grafiek teken en vrae antwoord, sodat dit almal se vermoë is wat jy dan op die werkkaart sien en nie net 1 of 2 leerders wat al die werk gedoen het nie. Hierdie video is dan so 'n mooi samevatting van verskeie aspekte waarna ons gekyk het in ONBS 312. Hier word gekyk na inklusiewe onderrig en ook hoe gedifferensieer kan word wanneer datahantering onderrig word. Dit wys groepwerk en hoe leerders ook konsepte met mekaar kan bespreek, daaroor kan redeneer, probleme kan oplos en ook van mekaar kan leer. Die konsep word ook eers hier konkreet onderrig, al is dit graad 3 leerders en daarna voltooi hulle 'n werkkaart. Kyk ook hoe die onderwyseres beweeg tussen die groepe, hoe sy vrae vra en ook hulp aanbied waar nodig. Welcome to the Bambanani series. Every child has a right to quality education, and teaching inclusively can contribute to achieving that goal. This series of videos illustrates how teachers are teaching inclusively in South African classrooms. The videos focus on teaching numeracy and literacy in the foundation and intermediate phases. To support participation and learning by all learners, the teachers in the clips differentiate their teaching methodologies, content and assessment strategies, and classroom environment. Let's join hands to teach every child. I taught a data handling lesson. We used bar graphs to organize recycling items or recyclable items, plastic, glass, tin and metal. I'm a maths education specialist where I've got a lot of experience both teaching in the classroom as well as lecturing at a university level. Okay, paper, cans and glass
Okay, what else? What else can we recycle, Z? Plastic. All right. So now we know what recycling is. It's very important so that we don't use too many things on our planet and create more rubbish. All right, it's difficult for us to try and get rid of it. So what we're going to do is we have got dustbins in front of us, okay? I'm going to put you into groups. So I'm going to need everyone to come to the carpet so that I can put you into your groups. Wait. All right, you're going to come to the carpet. I'm going to put you in your groups, and I'm going to tell you if you're in group 1. If you're in group 1, you'll sit there. Group 2 will sit at the back there. Group 3, group 4, and group 5. Okay, don't worry about your chair bags or anything like that. We will go back to our own desks afterwards. So the first thing that we saw in this classroom was mixed ability grouping, where our teacher divided the learners into different groups. And I thought this was really great because each group had learners of differing abilities, which meant that stronger learners would be able to help weaker learners. Organizing learners into differentiated groups. I know my learners. It's very important to know your learners when you're doing groups, especially differentiated groups. So mixed ability groups, I ended up sorting my learners from the weak learners in terms of mathematics to the strong learners, and I had 5 different groups. And then I took 1 learner from each group to make 5 mixed ability groups. I gave the learners a big graph, and they had to physically organize the pieces into the correct column. Now you can see at the bottom, what different items are we looking for? Emma? Paper, metal, cotton, plastic, glass. And plastic and glass, good, okay. And how many bars are there on the side? There's 8, okay. So we shouldn't have more than that in our dustbins, all right. So what you're going to do is you're going to look in your dustbins. If you pick up something and it's paper, you're going to put it in the first block, paper. If you get another piece that's paper, you're going to put it on top there. Okay, so only 1 item per block. What I find so amazing about this is that we know that maths is often learnt through dialogue and in social situations. So when learners are in groups, they are really able to talk to each other, to start to reason. I think having mixed ability groups is effective because learners tend to lose confidence when they're working individually and their work is incorrect. I think learners are sometimes afraid to ask for help, and it ends up lowering their self-esteem. So having them in a mixed ability group is better because the stronger learners can help the other learners, and they still feel like they're on par with them. The one bit of reasoning that I saw in this classroom, which was really great, was a spice bottle that was both glass with a plastic lid. And I saw this really amazing conversation going on between the learners is this glass or is it plastic? And one of the learners decided, well, it's mostly glass, so it should be put into the glass category. Yeah, Is this one piece here? yeah, but it's fine. It's mostly glass. But then another learner unscrewed the cap and said, well, the cap is plastic and the glass is glass, so we can actually separate these. I also really enjoyed the way the teacher walked around the class to give individual attention to learners that needed it. And this is a great way of the teacher being responsive to individual learners' needs. And if there are some learners who do require extra support from the teacher, she is available there. So within the groups, the teacher then can also provide this extra support to learners who need it. Were there any that were the same, Jessica? Metal or tin and plastic and glass and paper. Okay, glass and paper were the same, and metal or tin and plastic were the same. All right, so actually the one that you had the most of was metal or tin and plastic. Although they were in groups, I still walked around the class to almost accommodate the learners that I knew would still struggle with the activity. However, when I did go to the groups, I made it seem like I was asking the whole group for help, if they needed help, if they needed assistance, instead of asking that specific learner. So if one of the learners did say they weren't sure where to put this, or if they mixed something up. So I have put the colors here on your paper. What you are going to do is remember how many items you had in your dustbin today that you put on your graph, and you are going to color them the same color as the dustbins.
Okay, so if you had 4 plastic, you are going to color where it says plastic in blue up to the number 4. Even when they were doing the individual activity, and I kind of handed them an extra worksheet, knowing that they had made a mistake, but they figured it out on their own. So walking around is very important, especially for the learners that do need the help, without making them seem like you're attacking them. Implementing inclusive education in your class isn't difficult. You do need to know the learners. Each learner has a different ability, especially with a specific subject. So maths, for example, which we've just done, they do have different capabilities. So you need to know those learners and be able to identify them. So it does require some planning. It's not difficult. You do need to organize them beforehand, and it will take time. So you do need to make sure that you are organized for the lessons, especially when you're doing differentiated groups. It's amazing to see how it boosts the children's confidence, especially the weaker learners, and it's definitely something everyone should look at doing in their classes. Jy moet dan die datahanteringssiklus ken, jy moet dit kan beskryf, en wanneer daar vir jou 'n tema gegee word, moet jy 'n probleem kan stel en dan verduidelik hoe sal jy die datahanteringssiklus gebruik om hierdie probleem op te los. Hierdie is dan ook die einde van julle ONWS reis, en ek hoop dat julle al die ONWS modules baie geniet het. Ek hoop ook dat julle 'n liefde vir wiskunde by die leerders sal kweek, en dat julle sal opgewonde wees daaroor om wiskunde aan te bied in die grondslagfase. Baie sterkte met julle studies, totsiens almal.